Goeiedag geliefdes, vandag is Hemelvaart. En ongelukkig is vandag nie meer 'n publieke vakansiedag soos in die ou dae nie. Ek sien in die week op Facebook het 'n skool 'n plasing gesit dat daar geen kinders verskoon sal word om by die huis te bly of om 'n diens te gaan bywoon vir Hemelvaart nie. Dat dit 'n gewone skooldag is soos elke dag. So word dit dalk in baie kerke ook nie eens meer gevier nie. Word nie meer dienste gehou vir Hemelvaart nie. Maar Hemelvaart herinner ons dat Jesus kom ook weer terug. En ek wil in 'n paar gedagtes daai gedagte met julle deel en in julle midde los. Ons sien in Handelinge 1 vers 9 en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien en 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk, terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle, wat sê, Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Hier is ook 'n belofte dat hy gaan terugkom. Jesus kom weer. Hy sê bemoedig mekaar met die woorde Maranatha, Jesus kom weer. En as ons vandag in moeilike omstandighede is, kan ons onsself bemoedig met daardie woorde, Jesus kom weer. Hierdie stryd op aarde is 'n tydelike stryd. 'n Dag gaan aanbreek wat hy gaan kom om ons te kom haal. Nou ongeag wat jy glo, of daar 'n wegraping is of nie, of jy net in 'n wederkoms glo, is nie vanmôre in die gedagte wat ek wil bring ter sprake nie. Maar die gedagte wat ek wel by u wil los, is dat daar wel 'n dag gaan aanbreek wat die Here u gaan kom haal. Ongeag deur die dood, ongeag deur 'n wegraping, ongeag deur 'n wederkoms. Jesus het met sy weggaan en die engele, 2 engele wat daar was, gesê dat net soos julle hom sien, so sal hy ook terugkom. Die feit is dat Jesus gaan weer terugkom. Jesus gaan jou kom haal. Ons sien in die Bybelse tyd het hulle al gepraat dat die koms van die Here naby is en het hulle al sy koms weer verwag. Van kleins af hoor ek mense sê die koms van die Here is naby. Van kleins af was daar voorspellings gewees dat Jesus gaan kom en dat sy koms op sekere dae wat genoem is. Nostradamus het ek gehoor het 20 Desember 2012 as die wederkoms of die einde van die aarde voorspel. Dit het gekom en gegaan. So het baie voorspellings al in my leeftyd gekom en gegaan. En die woord leer ons ook dat niemand weet wanneer hy kom nie. En baie keer dink mense daar is nog baie tyd. Baie mense dink nog dat ek het nog lank om my lewe reg te maak. Maar jy weet dat dit kan enige oomblik gebeur dat die Here vir u kom. As u vandag sterf, het die Here vir jou gekom. Sy wegraping, wederkoms, wat u ook al wil glo, het dalk al kan in 'n oomblik sy plaasvind. Ek wil u herinner dat ons moet gereed wees dat wanneer daardie dag kom. Ons moet gereed wees dat wanneer Jesus terugkom, op elke wyse al wat hy my kom haal, dat ek gereed sal wees. Dat ek hom tegemoet sal kan gaan met oop arms. En so dikwels dink ons dat ek het nog so baie tyd, maar die tyd is so min en die tyd gaan so vinnig verby. Maak seker dat jy gereed is. Maak seker dat jy so lewe dat as Jesus nou kom, dat jy gereed is. Iemand het eendag 'n pastoor gevra, wat ek gehoor het van, dat wat sal hy doen as hy weet dat Jesus kom vandag 12 uur terug? Toe sê hy sal 'n boom plant. Sê hy hoekom? Toe sê hy van die Bybel sê hy wil jou besig vind. Nou ons moet nie leef asof die Here nou kom en nou doen ons niks nie. Maar ons moet ook nie leef asof die Here oor 100 jaar gaan kom nie. Ons moet aangaan met ons lewe, ons moet gereed wees, ons moet nog steeds werk en arbei, ons moet nog steeds die lewe vir ons voorberei en die pad stap, al is die koms van die Here naby, want hy sê hy wil ons besig vind. Hy gaan kom op die wolke, sê hy, daar gaan 'n dag aanbreek wat hy gaan terugkom. Wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees nie. Wat 'n wonderlike dag wanneer ons hom weer gaan sien. Maar maak seker dat jy gereed is. Hoe kan ek seker maak? Die woord van die Here sê as jy jou sondes bely, is hy getrou en regverdig om jou te vergewe en te reinig van die ongeregtighede.
Hy sê dat hy sal jou was witter dan die sneeu. Hy sal jou skoon maak as jy toelaat dat die Here jou sondes vergewe, as jy dit bely. As jy nog nie jou hart vir die Here gegee het nie, sê vir die Here, Here, kom in my hart in. En dan moet jy glo dat as ek hierdie stap geneem het, dat ek gereed is en dat ek gered is. Ek het vanoggend het my seentjie my gevra, hoe weet jy verseker dat jou lewe reg is en dat jy hemel toe gaan? Sê ek, as jy jou hart vir die Here gegee het, sê die Bybel, dan kan ons weet dat ek nou 'n kind van God is. En dan kan jy weet dat wanneer hy kom en jy gereed, sal jy gereed wees. Die Bybel sê ons moet die sonde aflei, dat sonde is, die loon van die sonde is die dood. As daar dinge in jou lewe is wat tussen jou en God staan, lê dit af. Want ons weet nie wanneer die Here kom nie. Ons weet nie wanneer dit ons tyd is en wanneer dit gebeur dat ek gaan rekenskap moet gee vir my lewe nie. Ek weet hierdie is miskien nou 'n bietjie harder, direkte boodskap. Maar dis wat die hemelvaart vir ons sê. Wees gereed want ek kom terug. En soos die verhaal van die 10 maagde wat hy gesê het, dat 5 was gereed en 5 was onvoorbereid. Al 10 was maagde. Al 10 was gelowiges. Maar 5 was gereed, 5 was voorbereid en was gereed vir die bruilof, vir die bruidegom om te kom. Maak seker dat jy gereed is. En mag jy 'n wonderlike hemelvaartdag hê. Mag ons in hierdie dag net onthou wat Jesus gedoen het vir ons, maar dat hy ook 40 dae nadat hy aan die kruis gesterf het en opgestaan het, opgevaar het hemel toe. Dat daar ook 'n dag gaan aanbreek wat hy gaan kom om ons weer te kom haal, sodat ons by hom kan wees. Dan sien ons ook uit met blydskap en verwagting oor 10 dae wanneer dit Pinkster is, om ook weer die uitstorting van die Heilige Gees opnuut in ons lewens te kan ervaar. Mag jy 'n wonderlike hemelvaartdiens hê vandag. God se rykste seën.